Goeiemôre Suid-Afrika. 12 April, 1400 Suid-Afrika tyd, die tyd van die berig. Sondag vandag, lekker vroeg, vars lenteoggend hier by my in die sentral gedeelte van Tennessee. En ons doen 'n update vir die Iran oorlog. Ons het gesien gister deur die dag en gisterand se 21 uur lank onderhandeling tussen Iran en Amerika tot toe op die ou end op niks uitgekom nie. Nie noodwendig niks nie, as baie goed bespreek, maar op die ou end die groot dinge wat bespreek is nie deur Iran aanvaar nie. Hulle wil nie hulle nukleerwapens opgee nie. Of hulle poging om nukleerwapens te bou nie. Voor die oorlog het hulle altyd gesê, ons het die nukleerwapens en ons wil ook nie dit bou nie. Hulle het net 'n rede soek om ons aan te val. Nou wys hulle baie duidelik. Hulle het die behoefte om dit te bou en hulle gaan dit nie wil opgee nie. So, dis die grootste een wat president Trump gesê het. As hy nie kom nie, is dit maar 'n probleem en hulle het nou beslis bewys. Hulle gaan nie nukleerwapens of die vermoë om nukleerwapens te bou opgee nie. Volgende punte wat daar gekom het, hulle het gesê hulle gaan nie die stryd van Hormuz oopmaak vir free nie. Hulle soek tolgeld vir daai plek en hulle wil dit beheer. En niemand kan 'n ander land toelaat om 'n internasionale waterway te beheer vir hulle eie gewin nie. So, intussen weet ons dat gister en op die oomblik is die Amerikaanse vloot besig met 'n operasie in die stryd of Hormuz om seemyne te lig, met die hulp van 'n paar ander lande. En dit gee vir president Trump net alle opsies. So wat nou verder? Nou die besprekings nie gewerk nie, die samesprekings. Wat nou verder? So, dit gee vir president Trump nou opsies. Gaan hy besluit, okay, daar is dalk genoeg bereik met die eerste talks gister, al is dit die groot goals nie bereik nie, om nog voort te gaan en probeer hulle te kry by 'n tafel, of gaan hy besluit, wel, hulle mors net sy tyd, en dit lyk nie hulle te keuse, of lyk nie hulle te wil, om aan hulle eie populasie te dink en so aan nie. So, dit is die voordeel wat president Trump het. Hy het al die kaarte op die tafel. Hy kan doen net wat hy wil, net wanneer hy wil. So, ons moet maar kyk. Intussen die laaste paar dae, soos almal weet, is die Amerikaanse magte vol opgebou weer. Gereload, gerearm, alles. En president Trump het nou die besluit voor hom. 'n Mens kan nie sê hy is onredelik nie. Hy het nou regtig al probeer 'n diplomatisiese uitweg vir hulle gee. Die eerste week van die diplomatie is nou al amper verby. Hy gee hulle nog 'n week van diplomatie tyd om dit met diplomaties op te los. Maar dit lyk my hulle is nie lus nie, en lyk my hulle het nie 'n saak met hulle populasie, wat met hulle populasie gaan gebeur nie. So, nou het president Trump kan nou byvoorbeeld besluit, nee, hy gaan dit maar militêr oplos. Want diplomaties probeer die mollas net speel vir tyd en lyk my nie hulle stel belang nie. Ek gaan nie verbaas wees as hy nie eens gaan wag vir die 2 weke tyd om verby te gaan met die skietstaking voor hy hulle vol hard slaan nie. Ons sal maar sien. Ons weet nie presies alles wat agter die skerms gebeur het nie. Ons weet nie presies alles waaroor het hulle toegegee en waar het hulle ooreengekom nie. En is daar nog 'n kans om die ander twee die groot punte uit te sorteer nie. Dit sal ons nog sien wat kom. Maar hou nie jou asem ophou nie. Hou maar die Midde-Ooste dop. Hou maar Iran dop. Hou maar Kaak-eiland dop. Hulle bron van inkomste. Hou maar daai dop. Hou maar die stryd of Hormuz dop. Baie dinge kan baie vinnig gebeur, want Amerika het die vermoë om baie dinge baie vinnig te laat gebeur in daai omgewing en Amerika se allies, die lande rondom Iran. So, dit's van vandag. As ek nog inligting kry, sal ek dit vir julle terugbring. Dis Monay Botha, koppel korrespondent uit Amerika uit. Geniet die dag.